Hallo julle, ek hoop dit gaan goed. Ek wil julle net gou 'n update gee oor my dogter wat nou gister haar eerste dag by die hoërskool gehad het. She survived. Sy het dit daarom oorleef, bietjie meer as haar ma dink ek. My senuwees was klaar. Baie groot skool, 3 verdiepings hoog. Bietjie bekommerd dat sy nie vinnig genoeg by haar volgende klas gaan uitkom nie. Hulle het net 'n 3 minute tydperk wat hulle van die een klas na die volgende een kan beweeg. Maar ek het al gesê, soos wat tyd aangaan, sal dit beter raak as sy weet waar die klasse sal dit mos nou vinniger gebeur, so daar's niks wat ons daaromtrent kan doen nie. Die kafeteria het sy vir my vertel is humongous. Daar is regtig daai skinkbordjies wat jy in die movies sien wat hulle vir jou kos inskep. Jy betaal daarvoor, maar as jy kos van die skool wil eet, dan kan jy dit daar kry. Daar is 'n groot winkel binne in die kafeteria ook waar hulle letterlik enige ding kan koop wat nice is. Die sportvelde is massief groot. So sy is mal daaroor, sy wil hierdie jaar al die sport uitprobeer, so ons gaan hierdie jaar sport doen. Sy het toe nou haar rooster ook gekry vir haar vakke, sy het biologie, history, Engels en wiskunde wat verpligtend is hier, en dan kon sy nou 2 ekstra vakke ook gekies het, wat dan nou broadcasting is die een en die ander een is koor. Sy het in Suid-Afrika haar koor gelaaf. Sy het 'n hele skoolloopbaan gedoen, so sy is baie excited dat sy kan aangaan met dit. Baie bly, klaar 3 vriendinnetjies ook gemaak. Vir my vertel al die snaakse goed wat sy gesien het. Die kinders dra make-up en die nails is gedoen. En die hare is gedoen en elke ding, so dit is vir haar nogal iets om te beleef. In Suid-Afrika weet ons mos nou is daar skooluniform en die netjies se hare en die netjies se naels, niks snaakse dinge word toegelaat daar nie. So sy sê vir my, hier kan jy dra net wat jy wil. Jou hare kan jy maak net so jy wil, jy mag jou naels doen, make-up, the works. Alhoewel ek is dankbaar, my dogter is nie so nie, nog nie. Sy is nou maar eers 14, maar ek dink nie sy gaan kom tot op daai punt nie. Behalwe dit, baie oulike vriendinnetjies gekry wat van hier af is. Dis ook nou hulle eerste freshman jaar in die hoërskool. Hulle kom van middle school af, so hulle het half en half idee van hoe dinge moet gebeur, so hulle help haar darm maar so hier en daar as hulle kan. Elke vakkie is 80 minute lank, hulle het net 4 vakke op 'n dag. So hulle het 3 verpligtende vakke en 1 van jou ekstra vakke en dan die volgende dag het hulle weer 3 verpligtende vakke en dan jou ander ekstra vak. Tussenin het jy nog jou breek ook, jou middagete en dan het jy nou nog 'n afperiode ook, waar jy dan nou in die biblioteek kan gaan sit, of as jy ekstra hulp kort met 'n vak kan jy gaan vir die onderwyser vir hulp, of jy kan in daai periode maak net wat jy wil. So, Marlene het toe nou gister aand vir die eerste keer haar laptop op huis toe gebring. Very chuffed met haarself, want sy het nou laptop. Ek het so vinnig gekoekeloer op die laptop, hoe amazing is dit nie? Elke liewe vak het 'n spesiale program waarop hulle werk vir daai vak. Die enigste vak wat met die hand gedoen word in 'n boek is wiskunde. So amazing, ek kan nie glo dat tegnologie so goed gevorderd is nie. Sy is maar bekommerd ook, want jy moet 'n sekere hoeveelheid minute 'n minuut kan tik. Sy gaan nog daai toetsie skryf, maar ons is nog nie daar nie. So ek het hom maar gesê, sy moet maar net tik soos wat sy kan op 'n keyboard. Hulle kan ook nou nie verwag sy moet daar instap en 120 woorde 'n minuut kan tik nie, want dit gaan nie gebeur nie. Baie vinnig geskryf in Suid-Afrika, so sy moet nou maar net leer vinnig tik nie. Dit is nou maar een van daai dinge en niks wat ons daaraan kan doen nie. Verder dink ek hoort sy okay te wees. Daar's maar baie klein dingetjies wat vreemd en snaaks is. Niks is dieselfde as in Suid-Afrika nie. Ek is net baie dankbaar vir haar counselor. Sy het een amazing counselor. Daai vrou
is so behulpsaam. Sy kom kyk kort, waar is Marlene, en of sy okay is, en of sy in die klas is, sy bel my, en vra vir my, hoe gaan dit met ons, is ons alright, en al daai, so verskriklike oulike vroukie, selfs die vrouens by die kantoor, agter die lesenaars, by die admin, is verskriklik behulpsaam. Die onderwysers het nou vir die eerste keer in die skool 'n Suid-Afrikaanse kind. So kan julle imagine hoe overwhelming is dit vir haar. Almal wil die hele tyd met haar praat en 120 vrae vra. So dis kom ek sê, ek dink gister was my net 'n bietjie overwhelming dag vir haar gewees. Hulle love ons aksent. Dit is vir hulle iets amazing en hulle wil die hele tyd weet van Kaapstad en of is dit regtig so mooi en hulle wil so graag vakansie daar gaan hou eendag en so ja, die kinders en die onderwysers love dit. Eintlik kan Marlene nie nou klaar nie. Dis maar net omdat dit bietjie vreemd is en sy ken dit nie, maar sover het sy 'n goeie ondervinding gehad. Een ding wat vir my nogal uitstaan van die skool is, hulle is verskriklik erg op bullying. So ek kan nou nie praat uit ondervinding nie, maar ek het nou al gehoor hoe erg dit hier kan raak. So elke tweede of derde dag as hulle saalperiode het, dan maak hulle groot ding daarvan. Hulle preek vir die kinders, vertel vir hulle daarvan, hulle moet dit aanmeld en al daai lekker dinge wat vir my 'n baie goeie ding is. Bullying is vir my 'n groot concern met kinders, alhoewel Marlene sy is aan die een. Sy staan op haar 2 voete. Ek het al 'n paar insidente in Suid-Afrika gehad van haar wat op haar 2 voete gestaan het wat reg is. Ek het my kinders groot gemaak, hulle word nie geboelie nie. My kleintjie ook. Alhoewel die kleintjie maar meer soos ek is, ons is maar sag, ons sal dit eerder probeer uitsort op 'n ander manier, maar my groot een sal reguit vir jou vertel. Jy gaan nou nie met my so maak nie, of jy gaan nie met my so praat nie. So ek is bly dat hulle bullying 'n groot ding van maak, want dit is 'n baie groot concern. Veiligheid by die skool ook. Kinders mag nie net uit die skool loop soos hulle wil nie. Selfs jy as ouers moet voor die tyd reël met die skool, as jy ingaan skool toe, of jou kind optel of wat ek al. Kinders kry so 'n oulike kaartjie, hulle noem dit 'n school ID, hulle mag net by die skool ingaan as jy jou school ID scan, verskriklik veilig. So, ek dink sy gaan okay wees. Soos ek sê, ek dink my mamma hart is maar meer hartseer as wat are is, ek dink sy gaan okay wees. Ek wil julle maar net 'n vinnige update gegee het, ek het nou nie veel daar gehoor nie, dus sy was maar bietjie stil gisterand. Is maar nie 'n awesome dag vir haar gewees nie, maar ek is seker of vanaand gaan sy bietjie beter voel, en dan gaan ek nog 'n bietjie meer inligting by haar probeer uitvis, en dan gaan ek julle weer 'n update gee. Hoor, lekker dag, bye!